Ek is Elbie Lou, prinsipaal asook klasopvoeder van graad 2 en 3. Ons is 'n multigraad skool. Ons het met dag begin, die kinders het in die ry gestaan, stil ingekom by hulle banke gesit en ons het 'n liedjie gesing. Goed, ons gaan nou ons rympies gou opsê, né? Kom ons staan nou lekker mooi en ons sê hom lekker. Die ou huisklop, tik tok, hoor wat sê die klok. 100 jare is ek oud en my bors is al benoud. My slag is baie swak en wil op die rak. En daarna het ons die kinders in groepe. Nou gaan ons begin met ons groepbegeleide lees. Die kinders wat daar agter sit by die banke is graad 3 en die wat by die tafeltjie sit is graad 2's. Ek het die kinders in vlakke verdeel. Omdat hulle multigraad is dit moeilik om met graad 2 en 3 apart te werk. Hulle is in 6 groepe verdeel waarvan die groen groep is graad 3's. Die rooi, blou, geel en oranje is graad 2 groepe. Die persgroep is 'n gemengde graad 3 en 'n graad 2 groep. So hulle gaan nou mooi saggies opstaan. Dan gaan sit elkeen op die mat daar by 'n boekie. Ek het net 3 groepe gebruik. Die eerste groep wat ek gebruik het is die ontluikende groep. So hulle kan nog nie lees nie. Daarom moes ek met hulle lees en hulle moes agterna lees. Goed. Ons gaan nou ons groepbegeleide lees doen, né? Juffrou gaan eers lees en dan lees julle agter. Nou, so jy moet nou mooi luister, né? 'n hele week lank. Die tema van die week is tyd en daarom het ek 'n teks gekies wat oor tyd gaan. Want ons gaan by wiskunde gaan ons ook tyd doen. Omdat ons geïntegreerde benadering doen, het ek 'n tema en dit is ook om 'n tyd gedoen. Die swak groepies sinne was 'n hele week lank. Dis hulle boekie. Hulle die hele week lank gedoen. In die boekie is daar praat hulle oor die dae van die week. Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrydag, Saterdag. pragtig. Kom ons kyk ons self aan 'n klap. En ook in die CAPS dokument wil hulle volgorde hê. En daarom het ek die dae van die week gevra, hulle moet hom in die regte volgorde vir my opsê. Soek vir ons die sinnetjie Dinsdag moet ons lees. Hulle is dan net te slim. Die tweede groep was die graad 2's. Hulle kan lees. Dis die vroeë lesers. Kry gou vir my die boekies van julle wat staan tyd vlieg. Gee vir julle elkeen een. Goed. Kom ons kyk na die buitekant. Wat is die opskrif? 'n ander woord vir opskrif. Wat is die titel van die boek? Mooi. Brenwel, wat is die titel van die boek? Tydvlieg. Tyd vlieg. En die tweede groepie het mis oor tyd vlieg gemaak. En ons het in die skrif kom hulle van die seisoene en dan praat hulle ook van die maande van die jaar in die skrif. En daarom het ek hulle die verskillende seisoene gedoen. Hulle moet vir my die seisoen opgenoem het en vra ek hulle in watter seisoen verjaar hy. En daarom het hulle uitgekom by wat is hulle se verjaarsdag. So hulle moes hulle verjaardag ken om te kan weet in watter seisoen hulle verjaar. Wat beteken tyd vlieg? Die tyd gaan vinnig verby. Dan wat julle nie gehad het die pouse moes verbygegaan het nie. Goed, lees verder. Tyd bly altyd dieselfde, sê mamma. So nee. Elke dag is presies net 24 ure lank. Dis 7 dae en ons noem dat sê Machine. 24. Kruip. Hy is weer. Lekker praat. Vlieg. April. Pauze. Ek het vir hulle vir aanmoediging as hulle iets reg het, stickers gegee, omdat hulle kinders is, hou hulle van prys om geprys te word. En as hulle 'n sticker kry, is hulle trots.
Dimitri, pragtig. Sy, mooi. So kinders is van nature opgewonde oor 'n stiker en dit motiveer hulle om harder te werk en ook om in die klas aandag te gee en te antwoord, want elkeen wil 'n stiker hê. Vanaf die vroegste tye het mense son, maan en sterre vind opgehou. Maak 'n goeie volsin met die volgende woord. Wat is die woord? Plan. Nou maak ook my 'n sin met plan enigiemand. Ek het 'n plan. Nee, sis, dis mos nie 'n mooi sin nie. Dis maar net ek het 'n plan. My ma plan 'n plan. Die graad 3's het dus oor tyd gedoen. Dit is eintlik 'n uitdrukking en daarom het ons gevra wat is die voorblad en ek het by hulle lettergrepe gedoen, want hulle het al voorheen lettergrepe gedoen om vas te stel of hulle weet wat lettergrepe is en voornaamwoorde. Dan sê hierdie ene, verdeel die volgende woorde in lettergrepe, skryf ook langs elkeen uit hoeveel lettergrepe die woorde bestaan. So jy gaan, kom ons vir Romeine. En dan skryf jy die getalletjie daarin. Volgende woord? Ondermano. Weer? Ondermano. Hoeveel is dit? 4 keer geklap. Nou, omdat die kinders in verskillende vlakke is dit belangrik dat jou aktiwiteite ook op die kind se vlak moet wees. Anders gaan die kind sukkel om die werk te doen en hy gaan die hele tyd vir jou as opvoeder kla. So daarom het ek die aktiwiteite op verskillende vlakke, die swak groepie het die legkaarte gemaak, die middelgroepie, hulle het lyne getrek na die prentjies toe en die sterk groepe moes die woordeboek gebruik. Daarbo gaan we goed. Hy het sy skoolklere aan. Dit is belangrik dat jy veral in 'n multigraad klas inloop, omdat die kinders uit swak sosio-ekonomiese agtergronde het, is dit belangrik dat jy herhaling en nogmaals herhaling doen. Daarom is my klem altyd, ek herhaal baie, maak seker die kinders weet wat om te doen. Geniet multigraad, dis lekker. Dis 'n wonderlike uitdaging.